So ons lees uit 1 Konings 3 vanaf vers 5 tot 12. By Gibeon het die Here in die nag in 'n droom aan Salomo verskyn. God het gesê, vra wat ek vir jou moet gee. Salomo het gesê, U self het aan my diensknegt, my vader Dawid, oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor U geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige troue liefde teenoor hom volgehou, en aan hom 'n seun gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. En nou, Here my God, dit is U wat die diensknegt koning gemaak het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong seun. Ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. U diensknegt bevind hom onder U volk wat U gekies het, 'n groot volk, wat vanweë sy grootte nie bereken of getel kan word nie. Gee dan aan die diensknegt 'n hart wat luister, om as regter op te tree vir die volk, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want wie kan reg spreek oor hierdie veeleisende volk van U? Dit was goed in die oë van die Heer, dat Salomo juist dit gevra het. God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gerig het, en nie vir jouself 'n lang lewe gevra het, nie vir jouself rykdom gevra het, en nie die lewens van jou vyande gevra het nie, maar vir jouself onderskeidingsvermoë gevra het, om regsaake aan te hoor. Kyk, ek voldoen aan jou versoek. Ja, ek gee aan jou 'n wyse en verstandige hart, sodat daar voor jou niemand was soos jy nie, en na jou niemand soos jy sal opstaan nie. Geliefdes, ons lees so ver. Ek het nou gewonder, nou voor ek die teks voorberei, as ek nou voor hierdie teks voorberei, as die Here nou in my verskyn het in 'n droom, en vir my gevra het, broeder, jy kan nou enigiets vra. Wat sê ek dan nou gevra het? En wees nou eerlik, moet nou nie te geestelik of te skynheilig wees nie. As die Here nou gisteraand in jou verskyn het in 'n droom, en die Here het nou vir jou daai opsie gegee en gesê, my kind, jy kan nou vra net wat jy wil. Wat sou jy gevra het? Sê? Ek dink ek ook om Jan. Ek is nou baie eerlik. Ek sou 'n bietjie genoeg geld gevra het dat ek ten minste my Jeep kan reggemaak. Ek het vanoggend baie koud gekry by bike. So ek sou genoeg geld gehad het dat ek diesel kan ingooi sonder om ooit bekommerd te wees daaroor. En oral hier kan rondry waar ek wil. Of ek sou gevra het dat my vrou daar van die huis af moet kan werk, dat ek nie meer Durban hoef te ry nie. Nee, die ding is, die vraag van God openbaar iets van Salomo se hart. En nou vra die Here vir hom dit, en dan antwoord Salomo. En nou moet jy sy antwoord lees. Dit is ongelooflik waar hy begin. Ek het dit nie altyd vroeër gesnap nie. Salomo begin by God se trou, by God se liefde. Jy hoor, dis wat hy God antwoord. Here, U het die troue liefde bewys. U het die troue liefde volgehou. Daai Hebreëse woord wat ek so graag wil hê elkeen van julle moet leer, gesed. Dis die woord wat daar gebruik word, wat ons hier vertaal met troue liefde. Salomo begin en sê, Here, U troue liefde het ons nog altyd gedra. U troue liefde het gesorg dat ek hier op die troon kom. Onthou, Salomo was nie die oudste kind nie, né? Wel, soos sy pa Dawid ook nou nie.
Maar die gebruik was eintlik die oudste seun moes die koning word. Ek is oortuig daarvan, as ek vanoggend by elkeen van julle kan gaan sit, en ek ken van julle goed genoeg om van die verhale te kan weet al voor ek jou vra, en ek vra vir jou, vertel vir my van die mooi, van die goeie, wat God oor jou lewe uitgestort het, in die hoeveel jaar wat jy nou op aarde is. Waar gaan ons begin? Ons gaan moet 'n bietjie dink, nee. Want die Here het al soveel goed vir ons gedoen. Soveel keer sy hand van bewaring oor ons gehou. Soveel keer sy hand van sorg vir ons oopgemaak. Soveel keer wat ons gedink het, ons is in 'n doodloopstraat, daar is nie uitweg nie, dan maak die Here 'n deur oop. Nee, soveel keer het die Here ons al verras met sy goedheid. So ek en jy moet eers bely, daar is 'n geskiedenis van God se troue liefde, van God se gesed. Dit is waar Salomo begin. Hy begin hier en sê, Here, U was nog altyd die troue God wat in troue liefde teenoor U kinders optree. Jo, dink is 'n mooi plek om te begin. Ek wonder net of meer van my gebede nie daar moet begin nie. Kyk, my gebede begin baie keer by, ek bid vir julle ook, nee, julle maak dan my lys. So ek bid dan vir julle, maar ek begin by mense, ek moet by God begin. Ek moet by God begin en by sy troue liefde. En daarna kan ek nog steeds vir julle bid. Die tweede ding wat ek in hierdie teks ontdek, is die pragtige ding, hoor julle sy nederigheid. Here, ek is 'n jong man. Ek weet nie van inkom en uitgaan nie. Dit is blykbaar, ek het nou dit nie mooi verstaan nie, toe gaan lees ek nou oor dit. Dit is blykbaar dit te doen met oorlog maak. En onthou nou, wie was sy voorganger? Ek meen, Dawid was 'n militêre strateeg. Dawid het geweet, ek meen, hy het daai Filistyne laat les op sê, soos geen ander mensie, nee. Nou kom Salomo en sê, Here, ek moet nou in my pa Dawid se voetspore volg. Ek meen, hy het die reus met 'n slingervel plat gegooi. Wat weet ek? En ek is 'n jong man, hier sit ek 'n jong man, moet nou koning wees, ek moet reg spreek oor hierdie groot volk, hulle is so groot, niemand kan hulle tel nie. My pa Dawid het probeer, dit het baie sleg geëindig daar by die dorsvloer. So, ek weet nie, ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Dalk moet ek en jy ook daai woorde leer. Ek in September maand 5 jaar hier, kan julle dit glo? Julle so lank met my uitgehou het. Maar ek moet bely, Here, ek weet nie hoe nie. Die ding van die 3 dorpe, Here, ek weet nie hoe om dit te hanteer en dit te bestuur of te manage, dit voel vir my heeltyd, ek laat een van die balle op die grond val. Ek weet nie altyd hoe om wat te doen nie. Ek weet nie altyd wat is die beste vir die kerk nie. As ek nou dit sê, en ek besef ek moet na die Here toe gaan en ek moet vir hom vra, en ek moet met hierdie nederigheid ingaan, dan gaan elkeen van julle sê, dis reg, dis goed so. Nee, dis reg. Okay, maar kan jy dit by jou eie werk ook doen? Kan jy na jou eie werk toe gaan en sê, Here, ek is al hoe lank in hierdie kantoor, ek weet eintlik nie wat ek doen nie. Of het jy arrogant genoeg geraak om te weet, ek weet hoe werk alles. Here, ek is op pensioen. Ek het nou 'n ou vrou geword. Ek het nooit gedink ek gaan so oud word en ek het
eintlik gedink ek gaan saam met my man oud word en nou is ek 'n weduwee en ek weet nie om dit te hanteer nie. Dit is eerlik voor God. Here, hierdie werk, hierdie besigheid, hierdie grond, hierdie skool. Ek weet nie wat's reg en verkeerd hier nie. Hoe sal ek weet? Ek weet nie altyd wat die beste ding nie. Kan ek en jy daai nederigheid aanleer? En daai afhanklikheid saam met dit. Ek onthou toe my kinders klein was, in Escort Kerk was daar nou so klein dogtertjie, sy's 5 jaar oud. Nou op daai ouderdom dink hulle kan alles self doen. Julle weet dit mos. Jy wil nou hulle help met klere aantrek, nee, ek kan self. En hulle wil hierdie ding doen en self en dan lê alles later op die grond, nê. Dis baie oulik en cute en so klein dogtertjie. Haar boetie en suster is groter. Weet jy wat sê ek vir hulle as hulle dieselfde goed doen? Ek sê julle is kinderagtig man, mens vra vir hulp. Nou geestelik is dit van my en jou ook waar. Is ons regtig nog daar kindertjies 5 jaar oud in die geloof? Of het ek en jy darm al bietjie bygekom en groot geword en gesê, ek mag erken, ek weet nie, ek kan nie alles self nie, ek hoef nie alles self nie. Ek kan in afhanklikheid na God toe gaan en sê, Here, help my, ek weet nie. Ek lees dit in Jakobus, ek het ander dag het ek daai stuk in my stilte tyd gelees. As een van julle wysheid kort kom, toe dog ek Jakobus pik op my. Sê ek, as een van julle wysheid kort kom, bid dit van God, en God gee aan almal sonder voorbehoud. Bely jou afhanklikheid voor God, elke dag. Leef in hierdie afhanklikheid. En nou kom bid Salomo, hy sê wat hy nou wil hê, is 'n hart wat luister. En nou verstaan ek en jy dit nie altyd nie, want ons praat van, jy weet ek het my hart verloor, of my hart behoort aan hierdie mooi vrou van my, of wat ook al goeders ons sê, want ons dink is emosies sit daar, nê? Ons praat so. Ons weet dis eintlik nie heeltemal waar, ek weet eintlik is daar gedeelte in my brein wat my emosies hanteer. Maar in die Bybelse tyd het hulle oor hulle harte gepraat, soos wat ons oor ons denke en gedagtes praat. Dit was die setel van jou denke. Hulle het toevallig gedink, hulle emosies, hulle het van dit gepraat, jou emosies sit in jou niere. Ek weet nie mooi hoe hulle dit uitgewerk nie, maar gaan lees dit, daar's baie tekste in die Bybel wat dit vir jou sal wys. Hulle het gedink jou emosies sit daar in jou niere. So wat hy eintlik dan nou bid is, Here, my gedagtes, dit wil ek wil dink, gee vir my 'n gesindheid, gee vir my 'n hart wat luister. En hierin lê 'n geweldige stuk wysheid. Vir een, luister na God. Gaan vra vir die Here. Ek kan net dink oor my eie lewe, hoeveel beter sou sekere goed uitgewerk het, hoe anders sou sekere goed gewees het, as ek voordat ek self besluit het, voordat ek goed aangevang het, en veral ons mans, ek weet nou nie van julle vrou nie, maar ons kan baie keer goed in die ingewing van 'n oomblik besluit, en 2 sekondes later is dit al halfpad gedoen, né? Wat as ek oor alles eers met die Here gaan praat het? Ek het 'n pel gehad, dan sit hy en bid hy, want hy moet 'n kar gaan koop, en hy wil vir die Here vra, wat 'n kar moet hy koop? Dan sê ek vir hom, ek dink nie dit maak aan die Here saak, wat 'n kar jy ry nie. Of jy nou 'n Ford of 'n Toyota ry, dink ek is irrelevant vir God. Toe sê hy, ja, Rudy, dit is 100% irrelevant vir die Here, maar my afhanklikheid van hom is nie irrelevant vir hom nie. En ek gaan nie besluite sonder hom neem nie. So. Verder moet ek leer om na mense te luister. Dis die een vaardigheid wat in die samelewing totaal uitsterf. Ons luister nie meer na mekaar nie.
Ons praat mekaar dood, of jy gee 'n antwoord voordat jy klaar geluister het. Partykeer wil mense nie eens 'n antwoord hê nie, luister maar net. Maar ons luister nie meer nie. Mans en vroue luister nie meer na mekaar in die huwelik nie. Paas en kinders luister ook nie meer na mekaar nie. En ons luister nie meer na mekaar nie. Dit is 'n geweldige fout, leer om te luister. Ek onthou toe ek 'n kind was, het al die ou tannies vir my gesê, die Here het vir jou 1 mond gegee en 2 ore. Daar is 'n geheimenis in dit. Hoekom het ons dit verloor? Nee, leer om te regtig te luister om te verstaan. Jy weet, ons luister om 'n antwoord te gee. Vergeet van dit, luister om te verstaan, om regtig te hoor. En saam met dit word verstaan dat Salomo daarmee gevra het vir 'n stuk wysheid, dat God moet hom lei, sodat hy kan verstaan wat is reg en verkeerd, en dat hy in hierdie wysheid besluite kan neem en regspraak kan lewer, ter wille van God se volk. En hier lê die volgende waarheid van die teks. Dit wat ek en jy bid, dit wat die gawes wat God gee, want hierdie wysheid is 'n gawe van God af, is nooit ter wille van myself nie. Dis nie sodat ek iets het om op te roem, of sodat ek nou iets oulik kan doen nie. Dis ter wille van ander mense. Dis ter wille van my naaste. Dan leer die geskiedenis my, die feit dat die Here nou vir my die wysheid gegee het, is nie 'n waarborg dat ek altyd gaan reg optree nie. Ek moet elke dag in hierdie afhanklikheid leef. Ek moet elke dag gaan vra, Here, ek weet nie wat om te doen nie, help vir my. Want ek sien wat het Salomo gedoen wanneer hy dit nie gevra het nie. Ek meen, jy was reg, hier is jy oor die tempel gebou het. Nou lees ek, hy het op ander plekke gaan aanbid, vir ander gode ook. Die ou wat God se tempel gebou het. In dieselfde hoofstuk wat ons nou gelees het, gaan trou hy met die Farao se dogter. Het hy vergeet wat die Egiptenare gedoen het? Hulle was slawe in Egipte, die Here het hulle nou net daar uit bevry. Die Here het dit verbied. En moet nou nie dink, nee, dit is nou hierdie romantiese ontmoeting gewees en hulle het op mekaar verlief geraak nie. Niks van dit nie, hierdie was 'n politieke ooreenkoms. Die Farao het sy dogter vir Salomo gegee, sodat hulle 'n politieke verdrag met mekaar kan sluit. Dis al waaroor dit gegaan het. Dink julle regtig al daai baie vrouens van Salomo was God se wil? Ek spot altyd oor dit en sê die Here het 'n ingeboude straf gehad, want vir elke vrou wat hy gekry het, het hy 'n skoonma by gekry. Nee. Maar julle, die Bybelse waarheid is dat daai vroue vir Salomo verlei het, aan die einde van sy lewe staan dit in die 1 Koning, het hulle vir Salomo verlei, in die gode wat hulle mee groot geword het, het hy saam met hulle gaan dien. So hulle het hom uiteindelik weggevat van die Here af. Dit was nie God se bedoeling nie. So uiteindelik wil ek sê, Salomo was vir my een van die konings wat die domste goed gedoen het. Die wysste man wat nog ooit op aarde was, waarvan ons, kyk hoeveel spreuke kom van hom af, nee, ons praat eintlik van die hele boek van spreuke as die spreuke van Salomo. Weet julle hoeveel psalms het Salomo geskryf? Die mooiste psalms. Hierdie ou wat absoluut hierdie gawe gehad het van die absolute wysheid van God, het baie die domste en die ongehoorsaamste goed gedoen, wanneer hy vergeet van hierdie afhanklikheid van God. Ek en jy gaan dieselfde pad loop, as ons vergeet, dat ek elke dag hierdie wysheid by God moet gaan soek.
Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, ons bely ook dat ons nie weet nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat's reg en verkeerd altyd nie. En ons vra dat U deur die Heilige Gees vir ons sal hou in hierdie afhanklikheid en dat ons dit by U mag leer. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Okay. Geliefdes, u het nou geleentheid om die Here ook te mag dien met die dankoffers.